Die Wiltenjagspan was gaste van oom Dries Visser tydens die vervulling van junior jagters by Dries Visser Safaris. Ek het van die geleentheid gebruik gemaak om oom Dries bietjie uit te vra oor sy geskiedenis in die wildbedryf. En ek is in die Mollepoort gebore in die Vryburg distrik in Brei. Later groot, ek het gematrikuleer in die Vryburg skool, dus ek my militêre opleiding in die Kaap gekry. Daarvan was ek in die Vaal-driehoek en daar het ek 'n besigheid, eienaarsbesigheid gehad in 'n boumaatskappy en 73 het ek grond hier in Tabazimbi gekoop, maar ek was 'n naweekboer vir so 10 jaar lank. En toe het ek hierdie grond gekoop in 83 en ek het hiernatoe geskuif en sedert dien bly ek nog steeds hierso. Ek het die stelling gemaak dat oom Dries hier begin het as 'n beesboer, maar ek wou by hom weet wanneer het hy met wild begin boer? Ag ek het nie eintlik ek het as 'n beesboer, ja, die plaas was 'n beesplaas geweest. Maar ek het onmiddellik begin in die plaas Wildwerend omheen en onmiddellik maar met wild ook begin. Ek het nie gedink ek gaan eendag my besige lewe maak daar uit nie, maar ek was lief vir die wild. Ek het groot geword in die tussenwild en eers hier so na die seker so in 85, 86 het ek nou maar begin 'n bietjie inkomste verdien uit die wildheid deur lokale jagters te gebruik. En so van 89 het ek na die oorseese mark begin kyk. Was dit dan as gevolg van die jagters dat oom Dries begin teel het met wild en was dit vir horinglente of net vir die getalle? Dit was maar moeilike jare vir jag in Suid-Afrika. Jy weet ons kan nie kompeterend wees met die groot regeringsjagkonsessies nie. En die verskeidenheid in groot 5 en daai tipe goed. Al wat ons maar hierlangs kon bied is maar gewone plains games soos ons dit noem. So ja, om kwaliteit te kon teel help om 'n kliënt te bring, want ons mark is hoofsaaklik Amerikaners en ons ken nie Amerikaners, hulle wil maar die grootste skiet, ja. So dit was vir my en ek wat ook lief was vir wild, vir my is dit 'n passie om te probeer die grootste steel wat ons kan, jy weet, en gaan vir ons dit ook soveel makliker maak om jagters te trek as ons kwaliteit kan aanbied. Op watter stadium was besluit geneem om ook met skaars spesies te begin boer? Kyk, met seibels het ek begin in 1992. Toe het ek het 'n klompie seibels ingekom van Zimbabwe af en ek het van daai bokke gekoop. Buffels het ek eers later begin in 2002. Toe ons daar 'n protokol opgestel was dat ons mag siektevrye buffels teel daar in die Laagveldgebied teen die Kruger-Wildtuinlands. En so ek het in 2001 daarmee begin. Later jare het ek die matsessies verkoop. Deur my jag in Zambië het ek die Zambiese seibel ontdek wat soos die reuse Angolese giant seibel lyk. En ek het daar aangeslaag na groot gesukkel om hulle in te bring toe ek die matsessies verkoop en my heeltemal toegelê op net die teel van die Zambiese seibel. Dries is bekend daarvoor dat hy gesê het 'n buffel is 'n buffel en ek het hom meer hieroor uitgevra. Jy weet sou daar DNA verskille gewees het op buffels op die verskillende bloedlyne. Sou ek dalk 'n ander siening gehad het omtrent dit. Maar daar's geen verskil nie. Nou vir my is die wat ek persoonlik van hou en ek glo die meeste jagter. Jy soek 'n buffel wat karakter het. En daardeur sê ek hy moet mooi punte hê, hy moet dalk 'n bietjie krul, hy moet wyd hê, hy moet goeie bosse hê en dit moet 'n swaar horing wees. Nou vir my om die ideale buffel te teel. Ons weet die Oos-Afrika het as 'n reël 'n bietjie spread gehad. Maar dan praat ons van hulle bosse is so 12, 13, 14 duim. Jy kry nie sommer 'n Oos-Afrika buffel wat 'n 17 en 'n 18 duim bos het nie. Maar dit by die kreerlyne is dit algemeen. So vir my om ideale buffel te teel, moet jy daardie bloedlyne kruis om by die ideale een uit te kom. Ek weet die mense kry meer geld vir die sogenaamde Oos-Afrika skoon buffel. Maar vir my is dit maar meer hulle ry daai golfie vir die finansiële gewin daarvan.
daar gaan 'n tyd kom en dit sal reeds al daar. Ons sien dit op baie veiling waar daar nou nie 'n absolute uitsonderlike Oos-Afrika ding laat die kreer beter kwaliteit buffel 'n beter prys gaan. So en ek dink die mark, die meeste mense besef dit. Maar daar is nog mense wat die Oos-Afrika bloedlyn druk, maar dis vir my absoluut ek is oortuig daarvan. Dit gaan maar net oor finansiële gewin daarvan. Nie om die beste buffel te teel nie. Hoe belangrik is die bil saam met 'n spesifieke koei? Ja, ek dink baie belangrik. Ek dink die vroulike dier speel net so 'n groot rol aan as die manlike dier. En ek sal graag wil sien dat kopers meer klem moet lê of meer inligting rondom die vroulike kant inwin voor hulle 'n bil koop. En nie net gaan op die reputasie wat die bil behaal het op 'n veiling of waar ook al nie, maar ook na die moederkant kyk, want die moederkant speel 'n baie belangrike rol. In September maand kom die Tabetolle bil Inala op veiling. En ek wou weet, wat maak die bil dan nou ook so spesiaal vir oom Dries? Nee, vir my is hy beslis 'n spesiale buffel. Hy het mooi wyte, swaar horing, hy het die krulle. Ja, en hy lyk vir my die karakter die bil. So ek verwag dat die bil baie geld gaan. Maar jy weet dit vat two to tango. So daar moet mense wees wat ander opjag op die veiling. Maar ek glo as daar twee groepe is wat om te lê sal hy 'n groot prys gaan, ja. Ek meen ons weet al reeds wat die bespiegelinge is wat hy sal gaan, maar ons weet ons moet kyk as ons daar kom, wat gaan hy, maar ja, ek dink hy gaan 'n groot prys gaan. In die volgende episode gesels ons met oom Dries oor sy swart-wit pense. Die spesifiek die Kafui sybels wat die uiterlike voorkoms van die giant sybel het. Ja, daar's 'n baie onverwarring heidaglik. Jy weet, ons het almal gehoop hierdie nuwe nukleêre toetse wat hulle vir ons gesê het hulle die herkoms sal kan bepaal. Ons het baie hoop daarop gehad. Maar dit lyk vir my hulle kon nie veel sukses bereik nie. Indien jy enige van ons vorige in gesprek met episodes gemis het, waar ons met onder andere Johan Rupert en Piet de Tooy gesels het, gaan na ons webwerf www.wiltenjag.tv en kyk onder video's.